Goeiemôre. Ons is besig met ons reeks aan die voete van Jesus en vandag kom ons uit by die tema waaksaamheid. Die gedeelte wat ons vandag wil bespreek, beskou ek as een van die half verskuilde gelykenisse van Jesus, want dit word op 'n plek geplaas waar die omstandighede eintlik dikteer waarom hierdie gelykenis vertel word. So ons gaan baie aandag gee aan die omstandighede waaronder dit vertel is en wat bedoel word met wat daar gesê is, meer as op die gelykenis self. So ons begin met 'n ander gelykenis wat ons nog in die toekoms gaan bespreek, maar dit gee vir ons die aanloop tot die gelykenis waarby ons wil uitkom. En hierdie aanloop vind ons in Markus 13 vers 28 tot 33. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Soos ek gesê het, ons gaan hierdie gelykenis later bestudeer, so ek gaan nie nou oor hom praat nie, maar ek gebruik dit as die aanloop, want Jesus het hierdie gelykenis vir hulle vertel, en hierdie gelykenis spreek van die eindtyd, en dat niemand weet wanneer dit gaan aanbreek nie. So kom ons kyk na die gelykenis, die boodskap wat Jesus wou gee. Dit gaan aan van die volgende vers van Markus. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agterlaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir wie elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of middernag, of met die haan gekraai of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. En hierdie is seker die grootste les wat ons as Christene moet leer. Ons moet voortdurend waaksaam wees. Ons moet sorg dat ons in die woord van God bly. Ons mag nie wegdwaal daarvan nie. As ons kyk na 'n meer letterlike beskrywing, dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het. Die Here Jesus het opgevaar na die hemel. En elkeen van ons het 'n taak op aarde gekry. Sy laaste taak wat hy vir ons gegee het, wat hy aan sy disippels oorgedra het, is dat ons disippels van almal moet maak. Maar lees hier verder, en aan die deurwagter bevel gegee om te waak. So, jy kry verskillende bevele. Elkeen van ons het die Heilige Gees het elkeen van ons beklee met ander magte. Die een van ons is die evangelis. Die volgende een is iemand wat byvoorbeeld baie goed is in administrasie, om die administrasie van die kerk te bedryf. Maar die taak wat hy aan jou gegee het, moet jy doen. Jy mag nie jou taak uitstel nie. Jy moet op datum bly met jou taak. En jy moet so leef dat Christus enige oomblik kan kom. En dit bring ons by 'n ander gedeelte. Hier word veral verwys na die eindtyd. Die eindtyd wanneer die wêreld eindig in sy huidige bestaan. Maar vir my en vir jou is daar twee verskillende eindtye. Daar is die eindtyd wat kom aan die einde met die wederkoms van Jesus. Maar elkeen van ons het ook 'n persoonlike eindtyd, wanneer Jesus ons kom haal. En ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Gaan hy ons nou kom haal? Gaan ons volgende week nog by mekaar kan kom?
Want ons weet nie, ons is nie in beheer van ons lewe nie. God is in beheer daarvan. Enige een van ons kan enige tyd iets oorkom. En dit is waarom hierdie bevel kom dat ons moet waak. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur in die aand of middernag, met die haan gekraai of vroeg in die môre nie. As Jesus skielik kom en dit wat hier beskryf word ons aan die slaap vind, beteken dat ons in daai oomblik nie waaksaam is nie. Jy is nie op jou pos nie, jy doen nie wat jy veronderstel is om te doen nie. Jy bevind jou in verkeerde geselskap. Dink aan die implikasies daarvan. Waar is jy? Is jy voortdurend waaksaam? Is jy voortdurend besig om die taak wat Christus aan jou opgedra het uit te voer? En dit is hoekom die opdrag dan in hierdie gelykenis kom. Ek sê vir almal waak. En dit is ook vanoggend die boodskap aan elkeen van ons. Ons moet waaksaam wees. Ons moet gereed wees om Christus op enige tydstip te ontmoet. Is jy op hierdie oomblik gereed? Was jy gisteraand gereed om hom te ontmoet? Jy weet nie wanneer hy jou kom haal nie. Jy moet in alle tye gereed wees. Ons gaan weer 'n keer na hierdie selfde boodskap kyk as ons kom by die gelykenis van die 10 maagde. Maar dit is vir 'n ander geleentheid. Ons gesels vandag oor die man wat op reis is en sy huis agtergelaat het. Jesus het gereis van die aarde af hemel toe. En hy kan enige oomblik terugkom. En dan moet ons gereed wees. Ons moet die opdrag uitvoer wat hy ons gegee het. In Matteus 24 vers 36 tot 42 word dit as volg beskryf. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. My vermoede is dat hierdie gedeelte verwys na die eindtyd. Maar ek weet ook nie of die engele weet wanneer God 'n individu van ons kom haal nie. Maar kom ons ignoreer daardie gedeelte. Kom ons kyk net na die eindtyd self. Selfs die engele weet nie, net God die Vader weet wanneer die einde gaan aanbreek, wanneer die wederkoms gaan gebeur. En nou word vir ons beskryf hoe die wêreld gaan wees as dit gebeur. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Hoe het hulle geleef in Noag se tyd? Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sondvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Met ander woorde, die wêreld gaan aan, soos hy altyd aangegaan het. Dit lyk nie asof daar iets anders gebeur nie. Maar as ons verder kyk, die mensdom het gesien dat Noag die ark bou. Hulle sou vir hom vrae gevra het en hy sou vir hulle vertel het wat gebeur het, maar hulle het hulle nie aan hom gesteer nie. Hoeveel mense steur hulle tans aan die woord van God? Die boodskap van God wat uitgaan elke dag, maar veral op Sondag. Luister die mense daarvan? Of verstaan hulle nog steeds nie wat die betekenis daarvan is nie? Soos wat die mense in Noag se tyd nie verstaan het wat die sonvloed beteken voordat die water begin val het nie. Hoeveel tyd het ons nog voor die deur van die ark toegemaak word? En wie het die deur van die ark toegemaak? God het die deur toegemaak en verseël. Die mens het nie geweet wanneer dit gaan gebeur nie. Ongeveer 'n week voor die tyd is Noag al in die ark in. En hy het nie geweet wat gaan gebeur nie. Ek en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ons moet waaksaam wees, ons moet gereed wees as die ark se deur toemaak, as Jesus weer kom, dat hy ons sal kry waar ons besig is om sy werk te doen.
Ons lees hier verder, daar sal 2 op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. En hierdie gedeelte dui vir my daarop, dat daar is baie wat stry oor hierdie gedeelte. Of dit met die wederkoms is, en of dit met die wegraping is. Die beskrywing klink vir my meer asof dit met die wegraping is. 2 is saam op die land, 2 mense werk saam. Die een word aangeneem en die ander een word verlaat, want die een voer God se opdrag uit, die ander een nie. Nou hoe kan 2 mense saamwerk en so verskil? Hulle doen tog dieselfde werk elkeen dan nie vir Jesus nie. Dit hang af van jou gesindheid waarmee jy jou werk doen. As jy alles wat jy doen, of jy eet of drink of wat jy ook al doen, volgens God se wil doen, dan is jy die een wat aangeneem word. Maar die ander persoon kan presies dieselfde werk as jy doen. Maar daardie persoon doen dit vir 'n ander rede. Daardie persoon doen dit om geld bymekaar te maak, of net, ek moet daarom oorleef en vir my vrou en kinders sorg, en daarom doen ek dit. Die gesindheid is verkeerd. Jou gesindheid is dit waarna God kyk. God kyk na jou hart. En daarom is dit waaroor jy moet waaksaam wees, dit wat in jou hart aan die gang is. Dieselfde geld vir die 2 vroue wat by die meel maal. Maar die belangrikste is, jy moet waak. Jy moet waak omdat jy nie weet wanneer die Here kom nie. Daarom moet jy altyd gereed wees. Ons lees verder, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Dis eintlik 'n herhaling van die gelykenis wat ons in Markus net nou gelees het. Dit word net hier in baie meer breedvoerig beskryf. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt, vir wie sy Heer oor die diensvolk aangestel het, om hulle voedsel op tyd te gee? Let op die gedeelte wat ons gelees het. Die diensknegt wat die Heer aangestel het om hulle voedsel op hulle tyd te gee. Met ander woorde, jou huisvrou wat die kos maak. Dit is die werk wat sy moes doen. Dit is wat God wil hê wat sy moet doen. Wat het God vir jou gegee? Is jy die boer wat die kos moet produseer, wat mense moet eet? So, God word op verskeie maniere gedien. Hy word nie net gedien deur evangelisering nie. Hy word ook gedien deurdat jy, wat jy ook al doen, ter ere en ter wille van God doen. Dit is wat hier staan. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Met ander woorde, God gaan hierdie goeie diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. So God stel jou aan oor sy besittings. As jy hier op aarde gedoen het, dit wat hy jou aangesê het om te doen. Maar as daar die slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt op 'n dag kom wat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van tande. Sien u die ander uiterste? Die een diensknegt doen voortdurend dit wat die Heer hom voor aangestel het. Maar die ander diensknegt se hart is verkeerd en God kyk na die harte. En nou kom daardie diensknegt en sê, kom ons kyk na voorbeelde om ons. Hoeveel mense is daar wat sê, in my oupa en ouma se tyd het hulle al gesê die wederkoms is hier
en Jesus het nog nie gekom nie, dit gaan nog 1000 jaar wees, ek hoef my nie nou daaraan te steur nie. Dis die slegte diensknegt wat in sy hart sê, my Heer, tel hom om te kom. En dan tree hy verkeerd op. Hy tree verkeerd op teenoor sy medediensknegte. Hy eet en drink saam met die dronkaards. En dan kom die Here. En hierdie diensknegt gaan die slegte diensknegt wees, waarvan gesê word, van hom sal gesê word, werp hom uit in die duisternis. Hy gaan 'n deelgenoot van die geveinstes uitmaak. Hy gaan wees op 'n plek waar daar 'n geween gaan wees en 'n geknars van tande. En dit is 'n beskrywing van die hel. So die goeie diensknegt word oor God se besittings aangestel, maar die slegte diensknegt beland in die hel. En jy moet waaksaam wees, dat jy voortdurend onder die goeie diensknegte tel, en nie onder hierdie slegte nie. Is dit tekenend van jou lewe? Is dit hoe jy leef? As jy nie so leef nie, moet jy jou sake met God regmaak. In Lukas word dit vir ons weer effe anders beskryf. Ons lees Lukas 12 vanaf vers 35. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op die Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Jy moet in alle tye gereed wees om Jesus te verwelkom. Jy moet dadelik die deur vir hom oopmaak as hy aanklop. Is jy gereed? Of as Jesus nou by jou sou aanklop, sal jy moet sê, ek het 'n bietjie lanklaas stilte tyd gehad, laat ek net gou eers stilte tyd hou en dan kom u. Jy gaan nie tyd hê om so iets te sê nie. Jy moet jou stilte tyd hou op jou tye. Jy moenie versuim om die nagmaal te gebruik. Jy moenie versuim om kerk by te woon, om 'n biduur by te woon, om Bybelstudie, om klein groepe by te woon nie. Jy moet hierdie goed doen, want jy moet dit ook met die regte rede doen. Jy moet dit nie doen uit vrees vir God nie. Jy moet dit doen uit liefde vir God, omdat jy by hierdie geleenthede meer kan leer van God. En in 'n huwelik wil die een persoon tog meer leer van hulle maat. Dit is die wyse waarop ons moet leef. As jy daai liefde vir God het, sal jy doen wat God wil hê, en jy gaan dit doen om God te behaag. Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en aan hulle tafel laat gaan, en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Kan jy jou indink dat God jou gaan bedien? As ons kyk na die huweliksfees, die Joodse huweliksfees, is dit wat gebeur. Die bruid en bruidegom word afgesonder in die huwelikskamer, en dan gaan die bruidegom van tyd tot tyd uit en hy gaan haal kos vir sy beminde, vir sy vrou. En ons gaan die bruid van Christus wees. So Christus gaan vir jou die kos gee om te eet. Ons kan ons nie so iets indink nie, hy is so ver verhewe bo ons is niks nie. En hy is die almagtige God, maar hy gaan ons bedien en ons voorsien van dit wat ons nodig het. Hy voorsien nou al hier op aarde, maar dis niks in vergelyking met eendag wat eendag gaan gebeur nie. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Hierdie mense is altyd waaksaam, hulle is altyd gereed om hom te ontmoet. Is jou hele lewe reg om Jesus te ontmoet? Of is daar gedeeltes wat jy liewer die deur moet sluit, dat niemand daar by jou kan kom nie? Jou lewe moet so wees dat hy enige oomblik by jou kan aankom.
Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. Hy het vir ons 'n klomp tekens gegee. Ons sien hierdie tekens. Ons sien hoe dat hierdie tekens al hoe vinniger op mekaar volg en hoe hierdie tekens al hoe groter en groter word, maar die meerderheid mense lag vir jou as jy met hulle praat oor hierdie tekens. Dit is die spotters waarvan ons lees in die Bybel, wat spot met die wederkoms van God. Maar jy moet gereed wees en jy moet voortgaan en vir hulle vertel wat die waarheid is. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? Met ander woorde, wat vra Petrus hier? Is hierdie gelykenis net vir ons die disippels of is hierdie gelykenis vir al die mense? En kom ons kyk na Jesus se antwoord. En die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom so besig sal vind. En ek lê klem hierop, jy moet besig wees om God se saak te doen as hy kom. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie diensknegt in sy hart sê, my Heer, tel hom om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak het of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En hier sien ons 'n baie belangrike ding, iets wat baie mense nie verstaan nie. Jy kry verskillende mates van straf in die hel. Albei gaan hel toe. Maar as jy die wil van die Here ken, as jy jou Bybel bestudeer het, en jy weet wat wil die Here van jou hê, en jy leef nie daarvolgens nie, gaan jy baie erger gestraf word, as iemand wat nog nooit 'n Bybel gesien het nie. Daardie persoon gaan ook gestraf word, maar ons sien sal met min slae geslaan word. Want daardie persoon het ook die kans gehad om die Here te vind, want die Here openbaar hom ook onder andere deur die skepping. En daardie persoon het nooit gedink, maar waar kom hierdie aarde om my vandaan? Waar kom hierdie pragtige waterval vandaan? Wie het dit gemaak? So daardie persoon het nie die openbaring van God in die natuur eers raak gesien nie. Daardie persoon gaan minder gestraf word as die persoon wat die Bybel geken het, maar nie aangeneem het nie. En ons dink weer aan die gelykenis van die saad wat gesaai word. Die saad wat tussen die dorings val of die saad wat in die vlak grond val. Daardie mense het God se woord gehoor en het 'n tydelike oplewing gehad. Maar dit is die mense wat baie geslaan gaan word, want hulle het nie hulle oorgawe gemaak nie. Hulle is die gefeinstes. Hulle was vir 'n rukkie, het hulle voorgekom as Christene, maar hulle was nooit werklike Christene nie. Is jy seker dat jou saak met God reg is? Jy moet seker maak dat dit reg is. Ons lees verder, en elkeen aan wie hy veel gegee het, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. God het vir elkeen van ons talente gegee. Party mense het meer talente as ander gekry.
En as God vir jou meer talente gegee het, dan word daar van jou meer verwag. Jy moet hierdie talente gebruik, jy moet hulle almal gebruik, om tot eer van God te werk, om God te behaag. Dan gaan Jesus voort en nou gee hy eintlik 'n beskrywing van wat in die laaste dae gaan gebeur. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Kom ons kyk net vinnig. In Petrus leer ons, of lees ons, dat die aarde sal vergaan soos deur vuur verbrand. En hier sê Jesus dit, en nou kry jy mense wat ontken dat die aarde vernietig gaan word. Jesus gaan voort met sy beskrywing, maar ek het 'n doop om mee gedoop te word. Wat is die doop waarmee Jesus gedoop het? Hy doop met die Heilige Gees. Met ander woorde, Jesus bring die doop van die Heilige Gees, dat jy hom moet aanvaar, dan doop hy jou met die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees in jou woon, en ons noem dit wedergeboorte wat gebeur. So Jesus bring die doop met die Heilige Gees, en dan sê hy verder, en hoe benoud word ek, totdat dit volbring is. Met ander woorde, Jesus wil hierdie doop met die Heilige Gees vir elke mens gee. En Jesus is benoud, omdat daar soveel mense is, wat nie hierdie doop kan ontvang, omdat hulle hom nog nie aanvaar het nie. Het jy die woord van God aanvaar? Het jy Jesus Christus aanvaar? Het jy hom aanvaar as jou persoonlike verlosser? Want dit is wat jy moet doen, en ons sien hier dat hy benoud was, dat jy dit dalk nie gaan doen nie. Hy weet alles, en selfs vir die persoon wat hom nie gaan aanneem nie, voel hy hierdie benoudheid, want hy wil hê daardie persoon moet hom aanneem, dis sy liefde vir ons, maar hy besef daai persoon gaan hom nie aanneem nie, en daai persoon gaan veroordeel word. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in 1 huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teenoor haar skoonmoeder. Dit gaan hier oor mense wat verskil in die geloof. Die een dien God, die ander een wil niks met God te doen hê nie. Dit is die verdeeldheid wat daar in die huis is. En daarom is dit altyd 'n hartseer storie as 'n hele huisgesin nie Jesus Christus aanvaar nie. Want daar is altyd 'n verdeeldheid. Mense sien dinge anders. Hulle sien dit wat in die wêreld gebeur anders. Die een sien dit in die lig van die skrif, en die ander een sien dit in die duisternis. Dan eindig hierdie gedeelte van Lukas 12, en Jesus het ook aan die skare gesê, wanneer julle 'n wolk in die weste sien opkom, sê julle dadelik, daar kom reën, en dit gebeur ook. En wanneer julle die suidewind sien waai, sê julle, dit sal gloeiend warm wees. Hier in ons geval is dit, as ons die noordewind sien waai, die bergwind, dan sal dit gloeiend warm wees, en dit gebeur. Geveinstes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? Dit is wat ek vroeër na verwys het. Jesus gee vir ons al hierdie tekens. Ons sien die oorloë, gerugte van oorloë, ons sien die aardbewings, ons sien hoe mense valse godsdiens versprei. Met ander woorde, mense word mislei. Ons sien hierdie tekens, maar die meeste mense, en dis hierdie verdeeldheid in die huis ook, die
een helfte van die huis sien nie hierdie tekens raak nie, kan nie beoordeel wat besig is om te gebeur nie. En waarom oordeel julle ook nie uit julle self wat reg is nie, want hierdie mense kan dit nie doen nie. Want terwyl jy met jou teestander na die owerheid gaan, doen moeite op die pad om van hom los te kom, sodat hy jou nie miskien voor die regter sleep en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en die geregsdienaar jou in die gevangenis werp nie. Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy ook die laaste oortjie betaal het nie. Met ander woorde, jy mag nie eers 'n teestander hê nie. Jy moenie iemand hê wat jou wegsleep na iets nie. Jy moet heeltyd doen dit wat reg is, sodat niemand jou na die owerheid kan sleep, omdat jy verkeerd is nie. Maar as hulle jou soontoe sleep, moet dit wees omdat jy God dien. En God het gesê, as dit gebeur, moet jy nie wonder oor wat jy gaan sê nie, want hy sal die woorde in jou mond lê van dit wat jy moet sê. Wat ons dus sien, is dat jy ten alle tye waaksaam moet wees, en as jy waaksaam is, sal jy ook waak. Jy gaan God lief hê bo als, maar jy gaan jou medemens lief hê soos jy jouself het, en daarom gaan jy ook nie verkeerd teenoor jou medemens optree nie. Ons sien dus vanoggend dat Jesus kan ten enige tyd na die aarde terugkeer. Ons weet nie wanneer nie. Net die Vader weet dit. Ons moet dus voortdurend gereed wees vir sy koms. Ons moet voorbereid wees om hom te ontvang. Ons hele lewe moet reg wees vir hom. Maak nie saak watter tyd van die dag of nag, daar mag nie iets verkeerds in ons lewe wees nie. Jy kan net gereed wees as jy getrou aan Jesus bly. As jou klere skoon gewas is in sy bloed. As jy in sy gebooie bly. En daarmee bedoel ek nie die 10 gebooie nie. In sy gebooie bly is, jy moet God liewer hê as enigiets anders. Jy moet jou medemens so lief hê as jouself. En dan gaan die dade van die Gees, van die Heilige Gees uit jou kom. Galate 5 vers 22. Jy gaan die lankmoedigheid hê, jy gaan die liefde hê, jy gaan die ontferming, barmhartigheid, jy gaan al die dinge hê. Dan is jy gereed om God te ontmoet. Hoe dikwels dwaal jy weg hiervan? Elkeen van ons doen dit. En daarom dink ek, is daar soveel pleidooie tussen hierdie gelykenisse, dat ons voortdurend moet waak, dat ons 'n wag voor ons mond moet sit en kyk wat ons sê, sodat ons ten alle tye gereed is om ons verlosser, Jesus Christus, te ontmoet. Hemelvader, ons kom in hierdie oggend na U, en ons sê vir U, baie dankie vir U gelykenisse. Baie dankie dat U ons waarsku, dat ons moet waak. Maar Here, ons is mense, ons word so maklik moeg, en wil gaan slaap. Here, help ons dat ons kan waak. Gee dat ons voortdurend trou sal bly in ons posisies. Dat ons alles wat ons doen, tot U eer sal doen. Dat daar nie 'n oomblik sal kom, wat ons van U woord sal wegslaap nie. Wat ek daarmee bedoel, dat ons nie iets sal doen, wat ons nie sou doen as ons waaksaam is nie. Help ons, dat ons sal uitvoer wat U opdrag aan ons is. Maar Here, gee ook dat elkeen van ons sal raak sien watter gawes U vir ons gegee het, sodat ons hierdie gawes kan benut en vir U kan werk. Wees U met elkeen van ons. Gaan met ons in hierdie dae verder. Die tekens wys vir ons dat U koms baie naby is. Here, help ons dat ons waaksaamheid kan verdubbel in hierdie tyd. Dat ons meer tyd aan U sal wy, dat ons Bybel sal bestudeer, dat ons die onwaarhede wat in die wêreld verkondig word sal beveg, dat ons U sal verheerlik waar ons ook al gaan. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.